Goeiemôre julle almal. Wat 'n voorreg om hier te kan wees. Ek het so 'n geleentheid gegee vir die mense om langs, agter, voor, oral rondom jou. Dan is Susan se in kamer gegroep, sakkies is waar. Daar ek op. Okay. Nee, julle. Wat 'n voorreg om hier saam te kan wees. Dankie dat jy tyd gemaak het in 'n lang naweek. Dit is lekker om hier saam met julle bymekaar te kom as 'n gemeenskap van gelowiges. Julle is net vir ons so vinnig die afkondigings gaan en dan gaan ons met die erediens begin. As jy dalk vandag nie is, dalk is jy 'n kuiergas oor die lang naweek, ons eerste sessie baie welkom. Mag dit vir jou 'n wonderlike ervaring wees hier by ons en dit is vir ons 'n voorreg om jou, al is dit dalk net vir 'n kort tydjie hier te kan huisves. En as jy dalk bietjie langer as net die naweek is en jy dalk 'n nuwe intrekker, asseblief kom maak kontak na die diens, ons bietjie min in terme van die avonds en uiterlike vandag. Baie van hulle hoor word vir die groepe is weg, ek weet nie wat nie. Lang naweek en daarso kom ontmoet sommer vir my. Dit sal lekker wees vinnig na die tyd om gesels met my as jy dalk moet is. Dan die aktiwiteite vir die week, die Bybelstudie by Christkitte gaan julle nog aanhaal as dit vakansiedag. So hulle gaan aan ongeag dit is 6:30. As jy wil kontak maak met hulle en jy het dalk nie om Chris se nommer nie, vra my. Ek weet 'n paar mense het al, so dan hoop hulle dan of hulle ook al uitgekom. So as jy dalk wil inskakel, hulle wissel so van huis tot huis elke week, is 'n baie lekker studiegroep waar mens so 'n bietjie meer, kan ek maar sê 'n team verkeer waar jy in iemand se huis sit. So moenie worry nie, hulle gaan nie forceer as jy nou nie is om die volgende week aan te bied nie, maar ons skakel gerus by hulle in. Dan sou ook die manne Bybelstudie, Dinsdagoggende 6:30. Dit is soms so by die kerk, in die kuierkamer, as jy voel jy wil daarby betrokke raak. Dis regtig baie lekker Bybelstudie en ek wil jou graag uitnooi. Ek wil bietjie meer as gewoonlik. Okay. Dit was ek net sien. Dis 'n pragtige foto en dit was my julle as jy graag by die Bybelstudie wil kom inskakel, jy is welkom. Dit sal ons lekker wees om jy daar by ons te hê. Om saam met jou te kan kuier, om saam met jou net te kan wees en bietjie te kan gesels oor die Here, oor die woord van die Here. Ons is besig met daai boek. Ons is amper halfpad, so jy het nog nie veel gemis nie. So asseblief kom skakel gerus by ons daarin. Dan sou ook Woensdae die Bybelstudie 9:00. Dit is Woensdae 9:00. Dis baie lekker Bybelstudie ook, baie besig, as jy wil graag praat, as jy baie graag wil praat, kom soen toe, en as jy baie graag wil luister, kom ons. Daar beide gebeur daar, so jy is baie welkom om daar kan te skakel, dan let asseblief daarop, volgende week, dit is nie nou al Dinsdag nie, maar volgende week Dinsdag, die 18de Augustus, is die dagbestuurvergadering. Asseblief, neem kennis as jy daarby moet wees, skryf in jou noteboek neer, ons sal op die groep ook sê, dat jy weet jy moet daar wees, maar asseblief baie belangrike vergadering daar voor die kerkraadsvergadering wat ook op pad is. En dan die Bybeljoernaal is ook nie hierdie Saterdag nie, maar so 2 Saterdae van nou af, as ek dit reg sê, as ek nou reg wiskunde in my kop doen. So asseblief jy daarby wil inskakel, altyd vetbreed, ek moet sê, ek hoor altyd net en ek sien net die eindprodukte van wat hulle daar doen. Baie kunstige mense, maar soms sê weer eens, as jy sommer net kuier, skakel gerus op daarby. Dan die kerkraadsvergadering, dis 'n groot belangrike een, dis die 30 Augustus, die heel laaste Sondag van die dag van die maand, is dit kerkraadsvergadering, nie ons die kennis van groot belangrike vergadering, ons gaan dit in die saal doen, ons gaan dit daar saam met mekaar doen, ons gaan daar saam op tafel sit, en ons gaan 'n bietjie praat oor hoe lyk die toekoms vir die gemeente, wat werk nie, en ons gaan 'n bietjie saam daar gesels. So vir al die nuwe kerkraadslede wat ek onlangs bevestig het, vergeet ek weer, maak asseblief seker julle is daar, dit is vir ons belangrik, om ook die nuwe stemme ook daar te laat hoor. So
asseblief neem kennis daarvan. Ek sal weer eens, sal ek op die groep ook sê, en ons gaan hopelijk binnekort een van die dae na die kerk af, na die dag is nie soms op die agenda uitstuur daarvoor. So asseblief, baie belangrik neem kennis daarvan. Dan die gesinsdienst, dis volgende Sondag. Volgende Sondag gaan 'n bietjie anders so diens wees, ons gaan 'n bietjie meer gesels, ons gaan saam 'n bietjie meer interaktief wees tydens die diens, as ek dit so kan sê. Hoe dit gaan werk, soms sodat julle nou al dalk net so 'n idee kry, is ek gaan 'n bietjie meer vra in die diens en werk dat julle saam as 'n gesin bietjie kan bespreek en saam oor kan gesels. Dit is half om te fasiliteer hoe jy met jou kinders kan gesels oor die Here, oor die woord van God, en dan gaan nog steeds natuurlik 'n boodskap daarmee bestaan van my kant af. Maar dit is vir my baie belangrik tydens die gesinsdiens, die kindertjies gaan voorstaan en saam sing. Ek weet dat hy is baie opgewonde daaroor. Sy is nou nie vandag nie, maar ek weet sy is super opgewonde daaroor. En ek weet Marlie, jy was ook nogal opgewonde daaroor. So volgende week Sondag moet jy by my wees, né? Okay, ek kry 'n shot af om af. So dit gaan lekker wees, dit gaan 'n bietjie interaktief wees, dit gaan 'n bietjie 'n ander diens wees. Kan ek nog maar sê 'n jeugdiens, maar ons noem dit 'n gesinsdiens. So asseblief neem ook kennis daarvan. Jy is welkom as jy familie of vriende wil nooi van elders af, hulle is ook welkom om in te skakel. Jy weet te voel dit is uitsonderlik met die wat in die gemeente is. Daar is baie fancy en baie klein, maar eintlik al daar staan is die Duitmark. Ek het julle laasweek beloof ek gaan dit uitstuur, ek het dit op die groep opgestuur. Maar net wel Duitmark is daar. Ons kyk na die kinders, jy sorg vir jou eie tyd. So jy kan vir 3 ure is jou tyd, soos ek sê, as jy voel jy is net moeg en jy wil net by die huis gaan slaap in vrede, dan kan jy dit doen, dis jou saak. Ons sal die kinders by ons hanteer, alle kinders onder 13. As jy wil inskryf, hierdie presiese poster is op die WhatsApp groep. Ek het ook die link daar ingestuur, maar as jy nou wil fancy wees, kan jy sommer die QR-code scan, en andersins as jy daarna ook sê reg, dan kan jy my sommer iets vra. Dan sal ek seker maak om jy op te skryf. Dan gemeenteberaad, dis ook volgende week Sondag. Dit is volgende week Sondag na die gesinsdiens, en is dit die gemeenteberaad, asseblief neem kennis daarvan. Ook mense altyd elke vrou, asseblief sorg vir bykos, en kom kuier lekker saam. Soos ek sê, dit was nou 'n geruime tyd, dit was omtrent 5-6 maande wat ons laaste gemeenteberaad gehad het. So ons skakel gerus in, maak kennis, kom kuier lekker saam, en dit is altyd lekker om net saam 'n bietjie weer te kan wees, en ek kan sê, net saam te kan kuier. So asseblief neem kennis daarvan. En dan ook nagmaal Sondag, dis die 23ste Augustus, is dit nagmaal, want dit is, so neem asseblief kennis as iemand daar moet uitkom, of as jy weet van iemand wat jy vra hoe ek moet besoek voortaan, weet dit is nou maar 'n bietjie oudheid, maar baie mense voel spesifiek rondom nagmaal, moet ek hulle gaan besoek, so asseblief, maak my kontak daarmee, en ek sal draai by jou maak, dit sal vir my voorreg wees. En so terloops, terwyl ek praat van besoeke, as jy graag iemand weet wat jy wil hê ek moet gaan besoek, laat weet my. Ek kry gereeld van Rotie af gesê vir hierdie mense uitkom. So dit is nie vreemd nie, dit is vreemd gewees. Jy stuur sommer net my WhatsApp, ek wil graag hier met of by my of by die persoon uitkom. Dit is my belangrik om by die gemeente te kom, om daar te omdraai. En ek moet ook weer eerlik sê, die wat ek al by so gedoen het, sal vir julle sê, dit is nie ek kom onder die Bybel en nou die kopklap oor kom ons gaan praat van kerk nie. Maar dit is regtig net 'n kuier. Dis 'n kuier om bietjie saam te kan gesels oor wat beteken dit om in die gemeente te wees. Hoe lyk die gemeente? Wat werk in die gemeente? Wat werk nie? En eintlik op die ou einde van die dag net om mekaar te beter te leer. So asseblief neem kennis van die nagmaal, en soos ek sê, as jy wil hê ek moet iemand uitkom, laat weet my. En dan die doopsondag, die 30ste Augustus is die week daarna. Ons is bevoorreg om die twee sakramente so kort na mekaar te kan bedien. En daar's nog 'n doop op pad, maar dit is eers in Oktober, ons baie bevoorreg die gemeente ook op hierdie wyse groei. En ons sien baie uit daarna. So neem asseblief kennis, die doopsondag is 30ste Augustus. Gaan vir al die kinders, het hulle gesê, gaan hulle bietjie vorentoe kry, omdat hulle ook bietjie weer verstaan, wat beteken dit as ons praat van die doop, wat beteken hulle doop, so 'n bietjie daai ook met die kinders in werk op die Sondag spesifiek. Dan asseblief, ons het nog steeds hulp nodig en hande nodig, gaan dan nog 'n bietjie beter as ek hulp kry, maar dit is weer eens 'n lekker probleem om te hê, dat ons soveel hande nodig het. As jy kan help, of jy nou onderwyser is of nie, maak die saak nie, asseblief maak die kontak. Dan ons ook so seker maak die jeug word opgevoed in die wyse van die Here. Dan die kry, dit is nou al, ek dink laas wat ek oor die 6 kaartjies, maar ek sal nie verbaas wees as dit nog minder is nie. As jy nou nog nie gespring het nie, dan wil ek amper sê jy byt presies sou sê. Ek het my deel wat ek gedoen om dit te bemark. So asseblief as jy dalk nog 'n laaste kaartjie of 2 wil hê, neem asseblief kennis, spring nou, tyd is besig om uit te hardloop. Nou baie dankie vir die verjaarsdag.
Norman C, ek gaan vra asseblief steek jou hand op as jy hier is, dat ek dit kan sien. Norman C en Elinke Groenewald. Nee, sien niemand nie. Oom Johan van Sail, ek dink hy is dalk in die Bosstad, so dit omgeen. Maar ek weet, hy het verjaar ook. Niemand vir Dinsdag nie. Alida Bootes en Ruben de Plooi. Sien niemand nie. Ferdy Ipland. Ook nie. Vrydag is Alana Albers, ek moet vir haar so die vat. Ek hoop julle het 'n groot magnetie verhaal, wat plan julle twee. En dan kan hy Steenkamp, ek sien ook nie die hand nie. Susan Becker en Gert Kessel, om Gert het ek gesien, so ek gaan vir oom sommer 'n chocolate drink. As oom hom nie het, ek is hom welkom om vir return te sê. Dan sê ek, oom met 'n lekker verjaarsdag hê. Julle kom ons gee sommer vir almal wat hierdie week verjaar lekker aan het. Dan ons voorbereidingslys, ons vra asseblief nog steeds voorbereiding vir Freek, vir Dawie, vir Maria Adam en Johan van Sail, aan Lau Moelman, Kobus Rudolf, Charlene Rudolf, Johandre Emmelman, van wat weet ek, Johandre, ek was in die week by hulle gewees, en ja, hy is dan gesond, hy hou professioneel en verdeel lekkerheid is alweer, maar hulle is altyd dankbaar daarvoor. En dan vir oom Grant en Amanda Coventry, en dan dit is nog steeds vir die verkiesing, dit is al weet ek, dit is vandag by dag 7 van ons gebedsgebied. Ons gaan vandag nou 'n boodskap uitstuur wat gaan spesifiek oor die veiligheidsdienste in ons area, in ons land en sommer net oor die wêreld heen. So asseblief as jy nog nie weet waarvan jy stuur elke dag vir 10 dae 'n stukkie uit wat sommer net jou begelei in gebed, hierdie gebedstyd. Dis 'n inisiatief wat ons by die leraarsforum het vir alle kerke reg oor die dorp wat ons saam bid, maar spesifiek met die oog op die verkiesing dit ons oppak. En dan gaan ek het nou hier opgegawes in, maar ons opgegawes vandag by die deure opneem. So ek sê, ons is maar 'n bietjie uitgesaal met die lang naweek saam. So asseblief. Okay. Terwyl ek gaan nou spreek, terug ons gaan net hier afsit. Terwyl ons besig is om dit uit te sorg, wil ek sommer net sê, neem asseblief kennis daarvan opgegawes gaan by die deure wees, naamlik jou 'n oomblik gee om stil te word, om rustig te kan sit en om net die week aan die Here te kan opdra. So vat 'n oomblik en draai dit. Here, wat 'n voorreg om vandag in U diens te kan wees, om vandag hier in U erediens by mekaar te kan kom en te sê, ons wil graag hoor wat U vir ons te sê het. Wat ons kan leer uit U woord uit. Dis 'n voorreg om hier saam te kan wees as 'n gemeenskap van gelowiges. En daarom kan ons bid soos my Psalm sê, ons moet bedaar en ons moet erken dat die Here God is. Die Here heerser oor alle magte is met ons. Amen. Dit is my voorreg vandag, ek wil groet in die naam van die Here, hy wat drie-enig is, hy wat teenwoordig is en hy wat die pad graag saam met jou wil stap. Genade en vrede vir jou van God die Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek dink wat die maklikste gaan wees, staan nie al gereed. Okay. Nou moet ek net versorg, ek is gereed. Nou is alles wat jy waar. Nou maak die saak nie. Ons kan net so kom by die borde hierdie kant reg is. En dan gaan ons somme, moenie worry nie, ek doen sommer die liedere by my. Myne is reg. Ek gaan vra daarmee jy is, gaan ons 'n tweetrede lied saam sing. En ek wil jou graag uitnooi om rustig te sit en om stil te word, soos wat die lied sê, stil te word by die voete van die Here.
saam sing, God is hier teenwoordig. Want dit is die een absolute waarheid wat ons het. God is hier teenwoordig. En daarna gaan ons saam sing in die hemel.
my so 'n bietjie harder so asseblief. As hy toets 1, 2, toets 1, 2, dan net so. En myne toe ook dat ek net my bietjie agter mekaar kry. Julle van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk hier op aarde voor te sit. Hy het sy disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En die ampt is deel van hierdie gawes. Dit is deel van hierdie uitsending wat Jesus maak. Wanneer hy sê, gaan en maak disippels. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir dit wat hulle moet doen, hier op die aarde. Vir dit wat hulle moet wees en hoe hulle moet lewe. Dit is die hele rede, die hele doel agter hierdie uitsending, as Jesus sê, gaan, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En uit die Bybel uit is dit baie duidelik, dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof. Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk. Iemand wat bekwame is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptdraer ook iemand wees wat 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar is. Die kerkraad het al by rukkie terug bekend gemaak dat ons Philip, wat tans as diaken bevestig is, gaan oorskuif en ons vandag gaan bevestig as ouderling. En daar was geen wettige besware gewees en daarom aanvaar ons dat dit die goedkeuring van die gemeente wegdra daarvan. En so gaan ons dan voort tot vandag met die bevestiging. En Philip, daarom kan ek jou vra om voor my te kom staan. Maak nie saak, net vir jou. Philip, as 'n ouderling dra jy 'n besonderse verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike welvoegdheid van en versorging van hierdie gemeente. Jy as ouderling moet toesien dat alle gemeentelede in hulle belydenis en hulle lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk. Dit is die verantwoordelikheid wat jy as ouderling gaan dra. Volgens die voorbeeld van Christus moet jy jou herderlike taak verrig en jy moet dienend uitvoer. Deur aanhoudende voorbereiding, deur huisbesoek en siekenbesoek waar en wanneer dit nodig mag wees. En so op hierdie wyse die lidmate doen kan bystaan. Jy moet ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate. Dit is 'n baie groot ding vir 'n ouderling om seker te maak hulle word gelei en geleer volgens die verbond. Dat hulle gelei en geleer word en hulle verhouding met die Here ook so groei op hierdie wyse. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde verhard, moet julle met die kerklike tug optree, sodat hulle sal besef en tot inkeer sal kom, tot bekering sal kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. So lees ons dit in Titus 1 vers 7. Gee ook ag op mekaar en op die leer in die lewe van die leraar. Dit is julle verantwoordelikheid as ouderling om seker te maak ek raak nie die kliks kwyt nie, om seker te maak ek doen wat ek moet doen. Dit is julle verantwoordelikheid as ouderling om so te maak. En werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Ek wil sê dis die ding wat die laaste gesê is, maar dis eintlik die belangrikste. En dis vir ons almal, nie net spesifiek vir ouderlinge nie, maar ons moet konstant bewerk tot die uitbreiding en die volharding en die voorbereiding vir God se koninkryk hier op aarde. En so gaan ek dan vir hierdie vraag vra. Ek wil graag hê as ek dit klaar gelees het, gaan ek jou geleentheid gee om hardop hierop te kan antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges, die mense wat hier agter jou sit, die verantwoordelikheid het om jou te help om op hierdie regte pad te bly? Philip, wat is hardop jou antwoord jou bedoel? Wees dan getrou in jou dienswerk, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. Stel die voorbeeld van wat dit beteken om 'n aktiewe lewensverhouding met die Here te hê. En gemeente, ontvang ook vir Philip, hier waar hy vandag as 'n gestuurde van die Here staan en bid op vir hom. Bid vir die hele kerk.
Want ons is hier om Here te dien. En dit is altyd belangrik dat ons dit as die hooffokus het. Werk met Philip saam, want die werk wat aan hulle oorgedra is, bly steeds ook julle taak. Dit is baie belangrik. Die werk wat ons as kerk praat, wat Philip as ouderling gaan verrig, is ook nog steeds julle taak. Wees gewillig en blymoedig in die uitgee van jou verantwoordelikhede. Stel jouself beskikbaar om toegerus te word om die Here beter te dien, om die gemeente beter te dien. As profeet, as priester en as koning in diens van Christus. Ek gaan dan vra om Niels met vorentoe kom, dat ons so ook aan die sertifikaat van bevestiging aan hulle kan oorgee. En vra om net nog so 'n oomblik voor te staan, en dan wil ek graag hê ons moet die seënbede oor hom uitsing. Terwyl ons so hier staan, sing ons die seënbede saam. Ek gaan vandag vir ons saam lees uit die boek van 1 Konings uit. En ons gaan 'n bietjie saam lees uit hoofstuk 19. En ons gaan loer na Elia, die groot profeet Elia, en hoe hy op die Here ervaar en waar hy eintlik op 'n plek is waar ons sien, Jesreel is moedeloos. Hy weet nie meer wat hy kan doen. So ons gaan saam lees uit 1 Konings 19 vanaf vers 9 tot en met vers 8. Kom ons bid eers saam. Almagtige God, Here, wat 'n voorreg om saam te kan sit. Dankie dat ons mense kan bevestig wat hand opsteek en sê, ek wil hierdie gemeente dien. Ek wil U dien op hierdie wyse, Here. Dankie dat ons die voorreg het om dit te doen. Here, hier waar ons nou uit die woord uit gaan lees, vra ons U ons sal leer en sal lei. Maak ons ontvanklik vir dit wat in hierdie gedeelte staan, wat ons moet hoor, wat ons moet gaan uitleef as hierdie diens verby is, Here. Here, ons vra stuur die Gees om hierdie woord vir ons te kom ontvanklik maak, om ons harte ontvanklik te maak, om die woord vir ons te kom oopbreek, sodat dit kan wortel skiet en kan vrug dra in ons lewens, Here. Ons loof en prys U almagtige naam, en U is die een wat is, wat was en wat sal wees. Amen. Ek lees dan vir ons 1 Konings 19 vanaf vers 9. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte. Want die Israeliete het U verbond verlaat, U altare het hulle afgebreek, en U profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly. En hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind, wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, en die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesus. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte,
Want die Israeliete het u verbond verlaat. U altare het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly. En hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hazael as koning salf oor Aram. Jehu, seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, seun van Safat uit Abel-Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Hazael aankom, Jehu sal hom doodmaak. En wie aan die swaard van Jehu aankom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 wat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het, en elke mond wat hom nie gesoen het. Ons gaan net tot sover saam wees. Nou hierdie gedeelte praat my iets baie mooi en reg oor wat dit beteken om mens te wees. Hierdie gedeelte sien ons hoe hierdie profeet in 1 Konings 19, die groot profeet, Elia, hy wat later opgeneem is na die hemel toe, hy wat later in Openbaring verskyn saam met Jesus, as die verteenwoordiger van die profete, hierdie ou waar hy sê, ek weet nie meer. Ek weet nie meer wat se kant. Ek is moedeloos. Om die waarheid te sê, die vroeër in die hoofstuk, in die eerste 4 verse, gaan hy so ver as om te leer te sê, hoe maak my dood? Ek weet, ek kan nie. Ek is nog. Is klaar. Maak my eerder dood. Hy sien nie meer kans nie. So wanneer ons dan hierdie gedeelte lees, dan moet ons 'n oomblik vat en sê, okay, hierdie is die groot profeet, wat almal van praat, is die ekwivalent van Moses vir die wet, is Elia vir die profete. Wat maak hom so moedeloos? Wat maak dat hy regtig nie meer weet wat 'n kant toe om te gaan? En dan moet ons eers eintlik vir mekaar sê, weet wat, is eintlik maar depressie. En om dit te verstaan, moet ons eers 'n bietjie teruggaan, moet ons 'n hoofstuk teruggaan, want in die vorige hoofstuk kry ons Karmel. En net om julle geheue so te vervrik, Karmel was half die, kan ek maar sê, die hoogtepunt van Elia se verhaal. Daar waar op die berg staan met hierdie hoeveel honderde profete van Baal en sê, ek gaan hulle nou, hulle dink hulle is hulle dien die regte God, ek gaan hulle wys. My God is die lewende God. En dan kom hy daar uit en hy het oorwin. God het gekom en die Israeliete het tot 'n groot deel tot bekering gekom. Soveel so dat hulle intent om die Baal-profete doodmaak. So Elia kom eintlik uit 'n oorwinning uit. Nou as ons dit sê, dan maak dit nog steeds nie lekker sin hoekom hy so moedeloos en negatief is in die volgende hoofstuk. Maar as ons dan nou gaan kyk, wat was die uiteinde van Karmel gewees? Dan sien ons dat dit nie gedoen waarvoor hy gehoop het. Wat het Elia gehoop? Elia het gehoop, as hy nou hierdie wonderdade deur die krag van die Here gaan doen, dan gaan die hele Israel weer terugdraai na hom toe. Maar wat gebeur? Dit is nie wat gebeur nie. Ja, die mense wat daar is, gedeelte van hulle kom tot bekering, maar Isebel, die koningin, kom nie tot bekering. En dis dan sy wat daaruit voortgaan om al die profete te laat doodmaak. En sy wat vir hom reg het sê, soos wat jy met my Baalse profete gemaak het, so gaan ek met jou maak. En daaruit kom hy dan nou vandag. So in Elia se oë uitgeskik. Hierdie kragtige dade, hierdie groot goeders wat hy gedoen het nie die uiteinde gehad wat hy gedink het dit sou gehad het. Hy het hierdie mense tot bekering gebring. Hy moes wegvlug van sy lewe. Hy het oorwin teen die Baalse profete, maar dit het hom eintlik net 'n bietjie meer in die moeilikheid gebring as enigiets anders. En wat het ons op van hierdie teks? Hy. Elia sê altyd,
Ek het dit gedoen, ek is hier aan sy oor, ek weet nie wat se kant toe nie, ek het die oorwinning gedrink, ek. Hy het die mense bekeer nie, hy het weggevlug. Dis wat ons hier altyd sien. En hoe klein het Elia se wêreld geword? Wanneer die God kan hy net sien alles wat hy gedoen het. Hy kan net sien, ek het hierdie groot goed gedoen, maar dit het nie gedoen wat ek gedink het dit gedoen. Al die profete is dood, ek alleen is oor. Ek. Sy ervaring het sy hele perspektief begin bepaal. Elia sien nie meer wat God alles besig is om te doen. Hy sien net dit wat hier voor hom is. Dis al wat hy doen. En wat doen God dan? God korrigeer hom nie dadelik. Maar eerder soos 'n vader wat liefdevol is, luister hy eers. Hy hoor hom eers uit. Dit nou so kan. Hy hoor hom uit. Hierdie ou wat sê ek dit, ek dat. God sê nie maar jy niks, ek alles. Maar God hoor hom eers uit. God hoor wat het hierdie ou op die hart te sê. Hy luister. Hy luister na Elia. En wat doen hy dan? Dan los hy so 'n bietjie om te ontwaai en hy sê vir hom, weet jy wat? Staan op. Gaan uit hierdie grot uit waarin jy is. Ons kan baie mooi simboliek op daar sien dat hy in 'n grot is en moet uitbeweeg. Hy voel dalk hy sit in hierdie swart gat en hy moet uitkom. Maar staan op. Beweeg uit hierdie grot uit. En ek gaan daar by jou verby gaan. En wat doen hierdie ou dan? Hy staan nie op nie. Weet nie of jy mooi gelees het nie, as jy mooi gaan kyk na die teks, dan gee God vir die opdrag, staan op, gaan uit die grot uit, staan daar voor en ek sal daar by jou verbykom. En eers nadat God by hom verbygekom het, dan staan Elia op. So hy lê aanvanklik net eers daar in die grot en hy weet nie wat se kant nie. En dan gebeur al hierdie dinge. Dan kom hierdie groot aardbewing, hierdie groot sterk wind, hierdie vuur. En dan kom die sagte gesuis. En uiteindelik as daai sagte gesuis kom, dan staan Elia op. Hy bedek sy gesig en hy gaan uit. Eers daarna. En die mooie ding is dat God vir Elia iets openbaar van Elia se eie beeld van God. Want op hierdie stadium, hier waar ons nou in hierdie konteks eintlik, is Elia net gewoon aan 'n God wat kragtige donderende dade doen, wat hierdie groot almagtige goed doen. Hy het die vuur in die hemel uitgestuur om hierdie altaar wat nat gegooi is te verbrand. Hy het die Baalsprofete gewys hoe hulle is besig om 'n valse god te dien. Hy het al hierdie magtige, kragtige dade gedoen. En dan kom God en hy wys hom, dis nie al. Dis nie uitsluitlik hoe ek werk. So Elia is gewoon aan hierdie groot, bonatuurlike dade. En dan kom hierdie stormwind, iets wat mense sal dink, hier is God nou. En God is nie daar nie. Dan kom hierdie aardbewing, 'n magtige aardbewing wat goed skeer, rots uit mekaar uitdruk voor die Here, soos wat die teks sê. Hier sal die Here nou wees. Nee, daar is die Here nie. Dan kom die vuur wat alles verbrand, verteer alles uit die hemel uit. Hierdie moet die teken wees. Die Here het die Israeliete gelei met vuur uit die woestyn uit. Dit moet hierdie teken wees. Die Here is ook nie vuur nie. Dan kom die sagte gesuis. Iets wat mens eintlik, as mens vandag sou dink, nie noodwendig bonatuurlik sou beskou. Iets wat alledaags is, 'n sagte gesuis. En daar is die Here. En so kom die Here en hy skaaf so 'n bietjie aan Elia se beeld van God. Hy sê vir my, ek is hierdie God wat hierdie wonderdade kan doen. Ek is hierdie God wat hierdie bonatuurlike goed doen. Maar weet jy wat, ek is ook die God wat in 'n sagte gesuis in jou teenwoordigheid is.
Die God wat op Karmel met vuur geantwoord het, is die God wat in die grot deur 'n stille, sagte gesuis met sy profeet praat. Die manier waarop God in Elia se teenwoordigheid verskyn, kom wys vir Elia, ek is veel groter as wat jy dink ek is. En net omdat ek nie werk, soos wat jy wil hê ek moet werk, beteken nie dat ek nie werk nie. Gaan dit vir ons boek opsit. Net omdat ons God nie sien of hoor nie, net omdat God nie werk soos wat ons dink hy behoort te werk nie, beteken nie God werk nie. Net omdat ons dink dit moet 'n vuur in die hemelheid wees, of dit nou 'n aardrukking wees of die stormwind, maar dan sê die sagte gesuis, dit wat ons elke dag ervaar. Net omdat ons dink dit moet die antwoord wees, beteken nie God is nie in die stilte nie. Beteken nie God is nie in daai sagte gesuis op maniere wat ons nie verwag nie. God wys dit teenoor vir Elia, hy sê vir hom, moenie my afwesigheid aanvaar uit die feit dat ek nie werk soos wat jy dink ek doen. Net omdat jy my nie sien, as ek 'n bietjie in ander woorde kan sê, net omdat jy my nie sien soos wat ek op Karmel verskyn het nie, beteken nie ek is nie teenwoordig. Maar dan gebeur daar nog iets wat ons nie moet miskyk nie. Want God vra vir die tweede keer, wat maak jy hier? Ja. En die mooi ding is, Elia sê woord vir woord. Jy kan kom kyk in jou Bybel. Woord vir woord sê presies dieselfde ding wat hy vroeër gesê het. Net so, woord vir woord. En dan kom God en hy sê vir hom, staan op. Ek is nog nie klaar met jou nie. Jy sê jy het alleen oorgebly, dit is nie so nie. En ons moet mooi hoor, daardie sagte gesuis van God se teenwoordigheid, het nie eweskielik al Elia se probleme laat verdwyn nie. Hy sê weer eens, hy sê woord vir woord, vir woord vir woord, sê hy dieselfde ding wat hy vroeër gesê het, nadat die sagte gesuis aan hom verskyn. Die sagte gesuis los nie al sy probleme op nie, maar nou antwoord God hom en hy sê vir hom, gaan terug. Ek is nog nie klaar met jou nie. Jou storie is nog nie verby nie. Ek nog werk vir jou. En dan sê God iets wat sy hele perspektief so bietjie aanpas, want ons sal onthou, hy het 2 keer gesê in hierdie teks, ek alleen het oorgebly. En wat sê God dan? Hy gee vir my ook. Hy sê, ek het in Israel 7000 laat oorbly. Nou, 'n ander stuk kan lees ons van Obadja, een van die koningse administratiewe beamptes, hoe hy die profete van die Here red. En Elia weet nie nog wat. So Elia sê, ek is alleen, help my, ek het nie wat kan doen. En die Here sê, weet jy wat? Jy doen jy wat sê. Daar is nog 7000 saam. Elia het gedink hy is alleen, omdat hy net kon sien dit wat rondom hom gebeur. God het gesien wat Elia nie kon sien. God het groter gesien. Want terwyl Elia in die grot sit en dink, alles het met misluk, was God reeds besig, elders, met 7000 ander mense, van wie Elia niks weet nie. En hier wil ek vir oorlings loskom. En ek weet ek en jy was al baie in daardie grot gewees. Ek weet ek en jy het al baie in daardie grot gesit en gesê, ek weet nie meer wat se kant toe nie, ek weet nie meer wat is die antwoord op hierdie gebed nie, ek is alleen. Ek alleen het oorgebly. So gereeld voel ons net soos Elia. En dan vra ons baie vinnig, maar waar is God? Hoekom sien ek nie die vuur in die hemelheid sak nie? Hoekom voel ek nie die storm wat my opsweep nie? Hoekom is hierdie aardbewing nie daar wat my lewe regkry nie? En dit is 'n baie geldige vraag. Dit is 'n vraag wat ons moet vra, 'n opregte vraag. En ons mag dit vra.
Maar ek dink ook ons elkeen wat hier sit ken daarvan. Elkeen wat hier sit het dit al geleef tot op 'n groot punt. Maar wanneer ons in daardie oomblikke kom, en hoor mooi ek sê wanneer, nie as nie. Want ons elkeen kom in daardie oomblikke. Net omdat ons besef God is teenwoordig, beteken hierdie oomblikke verdwyn. Maar wanneer ons in daardie oomblikke kom, moet ons verstaan dat God groter is as wat ek en jy dink. Ek sê weer wat op die Bybel staan. Net omdat ons God nie sien of hoor nie, beteken nie hy werk nie. Beteken nie hy is nie teenwoordig. Ja, dalk nie op 'n manier wat ons verwag nie. Ja, dalk nie op 'n manier wat ons gehoop het nie. Maar dit beteken nie hy is nie teenwoordig. Maar die oomblik wat ons God in 'n boksie plaas, dan moet ons onmiddellik besef dat ons besig is om God te bewerk. Dan dink ons het God uitgefigure. En dit mag nooit ooit gebeur nie, want God is soveel groter as wat ek en jy besef. Soveel meer. As ons God in 'n boksie plaas, ons begin vra, waar is ek iets? Want God pas nie in 'n boks nie. Maar dan moet ons ook begin aanvaar dat wanneer ons dinge leer van God, wat nie in daardie boksie plaas nie, dat dit ons ook 'n bietjie ongemaklik kan maak. Dat ons, soos wat met Elia gebeur, dat ons prent van God, ons beeld van God wat ons in ons gedagtes het, dalk so 'n bietjie geskaaf moet word. En dalk anders lyk as wat ons gehoop of gedink het. Dit wat openbaar word in die Bybel, is dikwels nie wat ek en jy dink oor God. En hoor mooi, God kom in die sagte gesuis, eerder as in die storm en wind na jou toe. En so moet ek en jy verstaan dat as ons dinge van God af vra, lyk dit nie noodwendig altyd soos wat ons hoop nie. Lyk dit nie noodwendig altyd vir ons, kan ek nou maar sê, lekker. Want dit gaan iets van my af verg, ek het gehoop, dit gaan sommer net gebeur. Dit werk nie altyd so. God verskyn nie in die storm en dan Elia nie, maar kom in die sagte gesuis. En hoor mooi wat ek sê nie dat al ons gebeure onmiddellik antwoorde gaan kry nie. Ek sê nie dat alles van hier af vorentoe net great en fantasties gaan wees nie. Maar wat die teks ons wel sê is God is groter as wat ons dink. En God werk daar waar ons dink hy nie is nie. God kom anders as wat ons altyd ophoop. Hy kom in die sagte gesuis. En daar lê ook 'n uitnodiging om te verstaan, weet jy wat, God kom nie altyd soos wat ek gedink het hy gaan kom. God werk nie altyd soos wat ek hoop hy gaan werk. Daarin lê 'n uitnodiging om te kan sê, weet jy wat, kom en leer hoe God ken. Kom nader aan hom, want dan wanneer hy in die sagte gesuis kom, wanneer hy kom wat ek hom nie verwag nie, weet jy wat, dan kan ek dit dalk herken. Soos wat met die Elia gebeur. Die oomblik as hy sagte gesuis kom, staan hy op en hy weet hier is die. Dit is 'n uitnodiging vir my en vir jou om op te staan, om hom beter te leer ken, om te verstaan, ons wil nader aan hom, wat ons hom kan herken, wanneer dinge anders lyk as wat ons hoop of dink. Ek wil verder gaan en ek wil sê, God werk anders, want God is anders. Dit het 'n paar keer al by die Bybelstudie daaroor gepraat dat ons baie keer wat ons doen is ons sit God op ons vlak. Maak God, as ek nou so kan sê, ons maak hom mens. En as hy nie in ons raamwerk pas nie, dan verstaan ek nie, dan werk ek nie. En hierdie gedeelte sê vir ons vandag, hy werk anders, want hy is anders. En ek dink ons sien dit nêrens anders beter as deur Jesus Christus nie. Want wie sou ooit verwag dat God sy grootste oorwinning sou behaal aan 'n kruis? Wie sou ooit verwag dat God, die skepper van die heelal, sal mens word om ons te kom red? Wie sou ooit verwag dat God homself sou kom gee vir my en vir jou? Daar waar mense gedink het God is besig om stil te word.
Daar waar mense dink dat God het nou misluk, hy is nou mee. Daar behaal hy sy grootste oorwinning ooit. Aan die kruis, vir my en vir jou. En die kruis herinner ons, net omdat ons nie verstaan wat God doen, beteken nie dat God nie besig is nie. Net omdat ons God nie sien of hoor nie, beteken nie, hy is nie aktief nie, beteken nie, hy werk nie, beteken nie, hy is nie teenwoordig. En dit is wat ek en jy vandag moet hoor. Want miskien sit jy vandag self in 'n groep. Miskien kyk jy na jou lewe en jy dink, weet jy wat jy, ek verstaan nie meer wat jy doen nie, ek weet nie meer waar jy is nie, ek is moedeloos, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek weet nie wat skap in my kop in te druk nie. Miskien die dinge nie uitgewerk, soos wat jy wil doen. En dan kom hierdie teks en sê vir jou, nie alles gaan maklik wees môre nie, alles behalwe. Maar dit sê iets beter, God is nie afwesig. Net omdat jy nie God raak sien daar waar jy nou is nie, beteken nie, hy is afwesig. Hy is nader as wat jy dink. Hy is besig met meer as wat jy dink. 7000 ander, waar jy dink jy is alleen. En hy is nog nie klaar met jou. En so roep die teks jou vandag uit, jy kan jou eie naam neervoeg. En hy sê vir jou, Elia, kom uit die grot uit. Staan op, kom uit die grot uit. Jy is nie alleen. God is nog steeds besig. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here, dankie dat ons vandag weer opnuut kan hoor, U is groter as wat ons ooit kan besef. U is groter as ons gedagtes, U is groter as die boksies wat ons probeer dink. En U werk anders, want U is anders, Here. Here, dankie dat ons vandag kan hoor, U is die God wat werk met kragtige wonderdade, met vuur, met wind, met aardbewings. Maar dat U ook die God is wat teenwoordig is in die sagte besluit. Dit is ons gebed, dat U ons sal leer en sal lei, om U beter en meer te leer ken, sodat ons kan besef en U kan herken, wanneer U aan die werk is rondom ons, op maniere wat ons dalk nie gedink het U is nie. Here, vandag kom bid ek vir elke liewe persoon van Delmas, spesifiek op die lidmate van hierdie gemeente. Die gemeente, Here. Die wat hier is en ook die wat uitstede uit dorp uit is, Here. Mag elkeen van ons in die diepste bewus word van wat U reeds vir ons kom doen het. En wat U steeds kom doen elke liewe dag in ons lewe. Here, ek bid vir elkeen wat moeg is, ek bid vir elkeen wat nie weet wat ek kan doen nie, wat nie weet hoe wat waar nie, Here. Mag hulle besef dat U die ware bron van alle hoop en van alle liefde is, dat U die enigste volhoubare bron van hoop en liefde is. So kom bid ek ook vir elkeen wat wag op 'n antwoord. Wat wag op 'n antwoord van 'n gebed, Here. En ons weet nie hoe lank ons sal wag, Here. Dit voel dalk al soos eeue, soos jare. Dalk is dit al net 'n paar dae. Mag ons besef, U werk dikwels op maniere wat ons nie verwag. Mag ons besef, U is ook die sagte gesuis, saam met die kragtige storm. En mag elkeen wat wag op 'n antwoord op vrede en op vreugde vind in U. Ons bid dit in U heilige almagtige naam en mag U genade alleen, en mag U genade alleen vir ons genoeg wees. Amen. Ek wil jou graag uitnooi om saam met my op te staan en dan sing ons 'n aanbiddingslied saam, ons slotlied. Ons gaan saam sing, hoe groot is ons God, en dan gee my net 'n kans dat ek dit gou weer by die diens uitkom vandag. Kom ons staan op en sing ons hierdie lied saam.
besef die Here werk nie altyd op die maniere wat jy het. Mag jy besef, jy verwag dalk 'n stormwind, en dalk is hy net in die sagte gedruis. Mag die Here jou ontmoet in die stilte. Mag hy jou versterk op die pad. Mag hy jou herinner. Hy is steeds besig. Amen.